Welkom terug by die groot ontbyt en ons is in die kombuis saam met chef Renate van der Berg Lord. Skone dame, welkom. Baie dankie, ek is so bly ek kan hier wees op 'n lekker koue Woensdagoggend. Oh, dit is heeltemal te koud. Ek het vanmôre opgestaan en gesitter. Dit is verskriklik. Shit, jy moet 'n warm kombers kry wat jy op jou bed sit. Ek het 'n warm vrou, maar sy lê nie daai kant. Bed is te groot. Ek moet 'n enkel bedjie kry. Anyway, chef Renate, voordat ek nou te veel vir myself praat, wat doen ons vanmôre? So, vandag het ek besluit hierdie is nie 'n resep volg segment wat ons gaan doen nie. So, jy weet baie keer het jy nou lekker gebraai in die aand en dan die volgende oggend het jy al hierdie vleis wat oor is en jy weet nooit wat om daarmee te doen nie. Elke keer. Elke keer. En gewoonlik wat mense geneig is om te doen is dit in 'n pan of in 'n pot te gooi met jou blikkie tomaties en dit afkook. Of fynsny môre saam met eiers. Ja, maar ek gaan vandag ietsie anders wys om te doen, want daar is soveel goedjies wat mens kan doen met hierdie oorskiet braaivleis. Braaivleis. Ja. So wat ons vandag het is ek noem dit sommer 'n oorskiet braaivleis tart. 'n Pie? Ja. Dit klink soos 'n wenresep, ja? Ja, so ons het ons puff pastry aan die onderkant, dan het ons 'n bietjie roomkaas wat ons opsmeer, ons het 'n bietjie eie wat ons gaan mooi braai en dan bietjie balsamic vinegar bysit en ons het bietjie roosmaryn en ons het bietjie garlic en ons het feta en aan die einde sit ons net 'n bietjie pesto by en natuurlik ook ons braaivleis. So met ander woorde, kyk, die lekker ding is hier soos die tekstuur, né? Dan gaan daar die crispiness, waar daai die krakerigheid van die kors, dan daai pesto en die kaas en die roomkaas op, dis heerlik en dan die eie. Ja. Vertel vir ons, waar begin 'n mens eers? Okay, so waar mens begin? Jy begin eers by gisteraand se braai. Ja, so wat jy doen is jy nooi al jou vriende oor. Jy laat almal baie vleis bring soos wat ons altyd doen in die kus, ja. Sodat jy meer vleis het om die volgende dag te eet. Daar's altyd oorskietvleis. Altyd oorskietvleis. Ja. So hoe mens begin met hierdie tart is hierso het ek puff pastry, maar dit is nog nie heeltemal gaar gebak nie. So wat ek gedoen het, ek het my puff pastry rol gevat, ek het dit uitgerol en toe het ek net met 'n messie, het ek die kante net so gaan sny, nie deurgesny nie. Ek wil hom nie hê hy moet oopbreek nie. Nie tot onder. Net dat hy net bietjie kan so oppof en vir ons 'n randjie gee. Het jy nie die binnekant uitgehaal? Nee, glad nie. So ek het letterlik net gesny. Nie 'n rampie gesny. Ja, En dan kom jy van self hoor op in die kante. Ja, so puff pastry is 'n baie lekker pastry. So dit het hierdie laag van botter in en dit veroorsaak dat hy so lekker, sien jy 'n vletjie is dit. So lekker bros is. So dit is wat puff pastry vir ons gee. En so ek het dit nie heeltemal deurgesny nie en hierdie is ook nog nie heeltemal gaar nie. Halfpad. Dis halfpad gaar net omdat hy bietjie langer vat. Ons braaivleis is nou klaar gaar. So ons wil nie hê ons braaivleis moet oorkook nie. Saam met jou bestand. So ja, so hierdie het ek in die oond gesit toe vir so 10 minute net dat hy semi begin bak en dan as alles op is, dan gaan hy nou weer later weer bak. Alraai, die res van die bestaan julle ons moet gaar maak behalwe nou vir die vleis. Ja, behalwe nou vir die vleis. Maar dit gaan ons nou doen oor so 15 minute van nou af. So hierdie eie gaan waarskynlik weggekook wees nie. Welkom terug by die groot ontbyt se kombuis saam met chef Renate van der Berg Lord. As jy gewonder het wat maak ons met daardie oorskiet stytjie in die yskas, pappa? Hier is dit nou. Mamma, luister. Ja. So ons maak ons oorskiet braaivleis tart. En ek het in die begin gesê hierdie is eintlik 'n resep waar jy veelhede gebruik nie. Alles meet jy af met jou Gevoel, liefde. emosionele. Ja. Dis emosionele So mengsel. in my pannetjie wat ek hier het is ek het 2 groot eie wat ek net mooi gesny het. Op En ek het soveel soos jy voel jy wil in. hoeveel ook al jy wil hê, ja. kan jy sny. En ek het dit net bietjie gebraai. Ons wil net hê daai natuurlike suikers moet bietjie uitkom. En by dit sit ons 'n bietjie knoffel. Knoffel. Weereens, hoeveel jy ook al wil hê. Hierdie Baie. is so 2 teelepeltjies. Baie gekapte knoffel. Dit is bietjie vroeg in die oggend, maar ek geloof dit is Nee, lekker. dis nooit te vroeg vir eie en knoffel nie. Ja, so knoffel brand baie maklik. So as jy knoffel braai, wil jy dit half altyd aan die einde van die proses sit. Anders So is dit ons gaan hierdie nou amper klaar maak. So ek het dit nie in die begin gesit toe ek my eie begin braai nie, ek sit dit aan die einde by.
En dan het ek bietjie so lekker roosmaryn wat ons net gaan afbreek. As jy bietjie timie het, kan jy timie ook bysit. Ek is mal oor roosmaryn. Dis een Gooi van die my. stokke ook in. Nee, so ek breek hom net van die Daar's takkie stokkies. daai ene. Ja. Dis Jy 'n sien baie jy's nog klein jonk. stukkie. Jy het al jou tande nog. Dis vir jou Want maklik. hy gaan sag word. Hierdie gaan terug in die oond laat. Ek gaan So sagter is raak. okay. Ja. So weer eens hoeveel ook al jy wil insit. Hierdie was nou so 2 stemmetjies wat ek nou braai. En dan gaan ek bietjie sout bysit. Kan jy dit ruik? Mens. Ruik dit lekker. Ag, Heerlik. yummy. En dan gaan ons nou bietjie balsamic bygooi. So as ek hierdie balsamic bygooi, kan jy sien hier in my pan begin ons so stukkies vasplak. sien jy? Van die die Ja. val die knoffelstukkies. So 'n mens noem daai stukkies, mens noem dit fond. Ooh, dis En van die dit is al eie. die geur. So dis van my eie, dit is van my knoffel, maar daai is alles geur. So as ek nou my balsamic bysit, Ja, daai- dan wil ek so vinnig gaan en ek wil dit afkrap. Mense sou sê die brandsel. Maar dis nie Dis nie brandsel. brandsel nie, dis net stukkies wat vasplak onder in jou pan. So weer eens, geur dit af met liefde. En nou gaan ek seker maak ek maak my pan mooi skoon. Ek wil al daai stukkies afkrap. En kyk hoe mooi kleur gee hierdie nou vir ons. Ek hoop nie jy is van plan om hierdie weer huis toe te vat na hierdie insetsel nie, want Sal hom ek bietjie en jy sny en gaan proe. gaan beklei oor hierdie pan lekker Ja, nee. so hierdie gaan ek nou net bietjie laer sit dat hy nou net stadig kook en dan gaan ons nou oorslaan na ons stertjie toe. So hierso het ek roomkaas. Ek het dit net bietjie sagter gemaak. Jennifer. Die stadium, ek is so... Okay. Ek sien daar jy's Ruik so heeltemal lekker. uitgesou. Van die reuke van alles, strydnate. So, onthou jy ek het vroeër gesê ons het hierso net 'n bietjie 'n randjie gesny. So al wat ek nou gaan doen is net hierdie bietjie afdruk en as ons nou ons roomkaas smeer en hierdie stukkies kom nou op, dit is heeltemal oukei. Moet glad nie worry nie. Dis 100% reg so, So ja. ek gaan nou net daarop sit en dan kan jy sommer vir ons smeer. So daar is nou 'n lekker baie wat ek hier het. So jy kan dit nou lekker rond smeer vir ons. Oh my En dan mens. ons het gisteraand het my man vir ons lekker steaks gebraai. So dit is wat ek nou vandag oor Op het. 'n weeksaand. Ja, natuurlik, ons Ek is hou van hom. Afrikaners. Ons Dis moet hy's 'n braai. lekker enetjie, hou hom. Hy's 'n lekker enetjie. So as ons nou klaar ons roomkaas hier opgesmeer het, dan gaan ons nou bietjie ons eie oppak. Lekker. En as jy worsies het, kan jy worsies ook opsit. As jy dalk ietsie anders wil doen en ons net jou Worsies? roomkaas mengsel het, maar jy het soos oorskiet bobotie, kan jy bobotie opsit. Ek sal dan net nie die balsamic by my eie sit nie. Ja, dan moet jy En net jy kan bietjie dit ook gebruik op jou oopterp. Ek hou ook daarvan as ek soos baie groente oor het om groente ook hier op te sit. So jy kan ook 'n vegetarian dis maak van hierdie. Vegetaries. Ja, maar ons is vandag besig met Jy wil met braaivleis. giftige sou met vegetarisch dus. So smeer dit net, maak seker elke happie het 'n bietjie van 'n roomkaas mengseltjie daar vir ons. Ja. Ek speel nou lekker. Jy moet sê ek ophou. Nee, dis reg, ek wag net Kyk, vir ek jou. hou van 'n ding wat tot in die hoeke gesmeer is. Ja, maar elke stukkie moet 'n happie hê. Okay. Nou nie nonsens aanvang Hy nie. hy. Ek sê nie. Hy. Hy. Kyk, kan jy sien hoe lekker lyk ons eie nou? Ag, dit is Heerlik. jy sal dit nie kan huis toe vat nie. Ek sal dit So weggooi. nou gaan ons dit net hierso pak. So lekker baie. As jy nou daai pak dan hierdie is nou wat is die? So daai is feta. Ja. So ons gaan feta ook hier oor gooi. En dit kan jy ook maar met jou hart. Met jou hart opsit. Ja. Ek voel ook so, mens moenie So. mens moenie skaam wees vir jou vet nie. Soos my vleisie, so Ja. ek gaan net my vleisies Lekker in reepies elke gesny. happie het 'n vleisie. O mens. Okay. En dan het ons bietjie hierso feta kaasies Jy wat slag ons ook net praat gaan- nie baie nie, Nee. Jennifer. Maar ek weet nie, my mond hang net oop. Ja. bietjie feta wat ons net gaan oorkrummel. Ja. Ek en Jennifer het arm groot geword, so ons ken oorskietvleis. Ek dink as jy oorskietvleis het, dan is jy nogal baie bevoorreg. Ja, baie dalk werk so. Okay, feta, so weer eens met jou hart. Ek is mal oor feta, so ons gaan net nog 'n klein bietjie. Okay. En dan gaan hierdie nou weer bak in die oond. Onthou, ons het net ons puff pastry het ons net 'n klein bietjie gebak sodat hy net
semi-gare, so hierdie gaan terug in die oond op 180 grade vir so nog 10 minute. En as hy uitkom, dan lyk hy's nie baie kleurvol nie. So Ja, ek het 'n wie soek 'n bietjie bietjie kleur. pesto hierso vir ons. Pesto kan jy eintlik ook voor die tyd opsit. Hy gaan net bietjie donker Sê nou maar as jy voor die tyd dalk 'n bietjie sandraai tomaties, Ja, jy kan. ja, 'n bietjie rooi insit. Ja, dit sal heerlik As jy nou regtig wil 'n geel peper fyn gesny dalk voor die tyd Ja, of na die jy tyd. kan enigiets. Dit is die lekker ding van hierdie. Dis hoekom ek gesê het, dis nie eintlik 'n resep waar jy hoeveelhede hoef te volg nie, want hier kan jy doen wat ook al jou hart begeer. Wat ook al oorskiet vleis jy oor het, wat jy kan ewen as jy soos tomaties het in jou yskas, kan jy tomaties hier Cherry opmaak. tomatietjie. Ja, of groot tomaties, jy En sny helfte hom net bietjie soos Skywe. mooi skyfies. Jy kan as jy cheddar kaas het, kan jy bietjie cheddar kaas oorgooi. Dis net 'n manier om jou oorskietvleis te gebruik. Chef Renate, jy's 'n ster. Ek bedoel ek is so mal oor die ene met die blaartjie hier's by. Dit is so heerlike dis en om te dink dis vleis wat iemand nie wou gehad het nie. Dis is om iets aan te neem wat iemand weggegooi het. Dis 'n goeie daad ook nou nog. Ja, Hoe kan dit jou dik maak? Dis dan mos hoe dit werk. Baie dankie Chef Renate, dit is heerlik. Onthou nou hierdie met jou hart, nê? Nee, kook die ding met jou hart. Bak hom met jou hart. Chef Renate van der Berg, Lord, dankie vir jou tyd en Baie insig dankie. en 'n briljante plan. Hoe 'n stukkie skilverkors so 'n amazing ding kan maak. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, kyk ons verder, maar ek gaan nou eers sommer net daai eie uit daai pan uit eet. Sien julle nou weer.